bewus daarvan dat mans in niks opsien. Een paar koppe wat knak, weet van dit, nee. Goed, maar die wat nie bewus is daarvan nie. Weet, mans kan vir ure sit in die natuur, en net uitstaal, en dan sal iemand van waarom denk jy? Sê niks. Die vrouens kan net nie glo en verstaan nie. En twee mans kan saam kuier, en saam kyk na die natuur, en saam aan niks dink. Jy opstaan en sê so lekker gekuier, en uit mekaar uitgaan. En julle man saam. Maar ek wil vandag gesels oor niks wat iets geword het. En ek wil my skrif aanhaal in 'n baie kort vers wat julle almal ken, net 11 woorde. En almal ken dit. En julle het dit almal seker 100 keer gelees. En eers my tema waaroor ek gaan praat is die groot gedagte. Nou die skrifgedeelte is Genesis 1 vers 1 wat sê in die begin. En niemand van ons weet wanneer was die begin nie. Ons kan maar net dink. In die begin het God die hemel en die aarde gemaak. In die begin van tyd, toe daar nog niks was nie. Toe was God reeds daar. En Moses in Exodus vra vir God, die Here roep en sê met die veld, sy volk gaan uitlei. Vra hy vir hom, wie is ek? Wie is u, Here? Wat moet ek vir die volk sê? Wie is u wat my stuur? En God antwoord en sê, ek is. Ek kan lees Exodus 3 vers 14. Wie is ek is? Ek is die begin, die einde, ek is die hede, ek is die toekoms, die skepper van hemel en aarde, die volmaakte, die volleinde van alles. Ek is wat was en sal wees. En sy woord is ja en amen en sal vir ewig bly staan. Ons kan nog baie ek is bysit, nou dink. Nou wil ek jou sê, verbeel jou die volgende, iets wat ek nou nie sal sê, verbeel jou niks. Wat is niks? Verbeel jou net, wat is niks? Wat jy doen. En in die verbeelding, dan besef jy, maar God is. Maar niks is God. En in hierdie niks wat daar was, toe God nog daar was, toe besluit God, hy gaan iets maak. Hy kan sê. Daar heb jy die liedjies wat ons gesing het, hoe groot is God. En Dawid beskryf het so mooi, hy skryf in Psalm 33 vers 6. Skryf hy deur die woord van die Here is die hemel gemaak en deur die gees van sy mond hulle hele leer. Die leer wat hy van praat van die planete en hoe daarmee saamgaan. In Engels, in die King James vertaling sê, by the word of the Lord were the heavens made and all the hosts of them by the breath of his mouth. God spreek 'n woord en dit gebeur. Sy asem vorm massas. En terwyl hy dit spreek en terwyl hy dit sê, kom daar planete tevoorskyn en sonnestelsels en asteroïdes en komete en novas en supernovas en sterre en goed wat ons as mens nog nooit gesien het of nog nooit van gehoor het of dalk al van gelees het en foto's gesien het, maar dit wat ons oog nie kan sien nie, het hy tevoorskyn gebring. Hy maak verskeie sonnestelsels. Nie net die by ons hier is, die wetenskappers sê daar is baie van hulle. En hy beskik alles presies op 'n plek waar dit moet wees, in goeie balans, hou dit in mekaar. En dan op een plek in hierdie universeel plaas hy een planeet en hy noem dit die aarde. En rondom hom sit hy sekere planete wat
gaan dien as rigtingaanwysers vir die mense wat hy later sou maak. Om in die nag te kan beweeg, om te navigeer, om hulle rigting te kry. En hier sal baie van hulle ken as die Suiderkruis, die Ryan se bel, die hoofstigter in die klomp. Al hierdie goed, deur te spreek en te sê, en dit gebeur. En hy sit harmonie tussen dit, en hy balanseer hierdie kosmos in plek. Ek wil dit opsom so in 4 punte. Eerstens, ons sien God skep die uitspansel en die aarde in hulle volheid. Nie half nie, volheid en volmaaktheid. Handelinge 17 vers 24 sê, die God wat die wêreld gemaak het, en alles wat daarin is, hy wat Here van hemel en aarde is, woon nie in tempels met hande gemaak het. God kan in die vir homself die mees wonderlike omgewing skep. Sy woning maak waar hy wil. Hy is nie afhanklik van eenheid. En hy skep, en hy gee, en hy maak hierdie wonderlike plekke. God skep die aarde volmaak. Soos 'n verdieping gebou. Hier op die oppervlakte sien ons net dit wat bolangs is. Die mooi groen, die bome, die gras, die dierelewe. Maar diep in die ingang is daar organismes. Daar is mikroskopiese dinge wat plaasvind om hierdie land en hierdie wêreld aan die lewe te hou. En as jy dieper gaan, is daar metale edelgesteentes wat hy daar gee vir die mens om sy plesier na vore te bring. Dit wat hy vir ons gee. Plante groei het hy opdragte gegee om sekere seisoene te groei. Want jy sien die planete in die wentelbaan gesit in seisoene. En sekere plante groei en dra vrugte in die winter en ander dra in die somer. En wanneer die lente begin aanbreek, dan is die amandelboom die eerste plant, die eerste boom, wat sy bloeisels uitstoot om 'n nuwe seisoen aan te kondig. En die ander volg. Alles deur God geskape vir u en my in harmonie. Die tweede punt is, die Hebreëse woord Elohim beteken die krag en die skepping van God. Waar El van Elohim verwys na die sterk God, die groot God, die drie-ene God. Hulle is Vader, Seun en Heilige Gees. Spreuke skryf Salomo, hy sê, toe hy vir die see sy grense stel, dat die water sy bevel nie sou oortree nie, toe hy die fundamente van die aarde vasgelê het. Toe was ek die kunstenaar naas hom en ek was dag vir dag vol verlustiging en het gespeel voor sy aangesig altyd. Johannes 1 vers 3 skryf Johannes, hy sê, alle dinge het deur hom ontstaan. Sonder hom het nie een ding ontstaan wat ontstaan het. Christus, die Seun van God, is daar van die skepping af. Alles het deur hom ontstaan. Johannes 1 vers 10 sê, hy was in die wêreld. Die wêreld het deur hom ontstaan. En die wêreld hom nie geken nie. Hoe sal die mense weet? Hy is die skepper van die heelal. Hy is 'n mens wat gewandel het tussen ons, tussen mense. Hulle kan nie meer ken nie, maar tog was hy voor in alles. Kolossense skryf, Kolossense 1 vers 16, want in hom is alle dinge geskape wat in die hemel en op die aarde is, wat sienlik en onsienlik is. Trone sowel as heerskappy en owerhede en magte, alle dinge is deur hom en tot hom geskape. Jy sien, hy skaap dinge tot sy heerlikheid. Vir hom. En as die Bybel sê in plek, hy sê, as ons sal stil bly, sal die klippe uit. Die planete verkondig sy grootheid en sy goedheid. Die derde ding wat ek wil sê, al hierdie dinge het ontstaan uit.
'n kunstenaar wanneer hy iets wil maak en iets nodig. 'n beeldhouer, 'n klein nodig, of 'n klip, houtwerker en houtgereedskap nodig. Ekskuus tog. Om iets te bring. Vandag is die aarde daar dat dit spruit voort en bring plante voort uit dit wat reeds daar is. Bring nuwe lewe voort. Maar toe God geskep het, toe was er niks. Hoe kan mens twyfel daar? Die God van alle dinge het nie grense. Die God van die natuur is nie gebonde aan die wette van die natuur. Kan ek het weer herhaal? Die God van alle dinge het nie grense. Die God van die natuur is nie gebonde aan die wette van die natuur. Hy is verhewe, hy is bo alles. Die vierde punt is, in die begin, toe daar nog geen tyd was nie, toe spreek God. God spreek in sy asem bring planete voor, sy asem bring sonnestelsel voor, sy asem bring uitspansel in die hemel voor. En toe, die eerste sekonde daar, begin tyd. Toe hy dit daar stel, toe begin tyd loop. Johannes skryf het in Johannes 1 vers 1, in die begin was die woord. En die woord was by God. En die woord was God. Dan kry jy mense wat sê daar is nie 'n God. Is hier nie dinge nie bewys van sy grootheid en sy goedheid nie. Niks het iets gemaak. Toe God spreek. En dan wil ek sê, die teenoorgestelde van dit is ook waar. Dat God kan iets vat en dit niks maak. Hy kan jou probleme vat en verander na niks. Hy kan jou bekommernisse vat en verander na niks. Nie te verklaar. Hy kan jou siektes en jou kwale vat en dit niks maak. Jy sien, hierdie God van ons is nie klein nie. Hy is groot. David kom in 'n wrogingstyd, reg stil en wonder wat in sy gedagtes aangegaan het, want hy het probleme gehad. En hy skryf in Psalm 121 en hy sê, Bedevaartslied, ek slaan my oop my oë op na die berge. Waar sal my hulp vandaan kom? My hulp is van die Here wat hemel en aarde gemaak. Hy besef die berge kan hom nie help nie. Die hemels kan hom nie help nie, alleen God. Jeremia kom en hy bevestig dit wat Dawid geskryf het, Jeremia 3 vers 23, hy sê, waarlik, te vergeefs verwag hulle dit van die hemels en van die rumoer op die berge. Waarlik, in die Here in ons God is Israel se heil. Jy sien die Bybel vul mekaar aan. En hy vertel die een, bevestig die ander ene. Is hierdie God jou God? Wonder jy vandag waar jy uitkoms is? Of besef jy dat ons die wondergod die dinge kan doen? Dawid skryf weer in Psalm 124 vers 8, ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en aarde gemaak het. Ons kan net sy naam aanroep, ons kan net roep, Here, help. Ons hulp is in sy naam. Nie in mense nie, nie in die berge nie, niks materiaal nie, maar in God. Die Here is verhewe ver bo alles. Hy is verhewe buite hierdie heelal. Die skepper van die heelal kan nie deel uitmaak van die skepping nie, want dan is hy nie die skepper nie. Wat ek daarmee bedoel is, wanneer iets geskep word, is die persoon wat dit skep aan die buitekant. Hy kan nie in die skepping wees nie. Persoon met 'n rekenaar en werk staan buitekant die rekenaar, hy is nie deel van die rekenaar. Maar God kom en hy skep, en al hierdie dinge wat ons oog nie kan sien nie, so ver as wat ons kan dink, is hy buite dit, want hy het dit geskep. Die sterrekundiges het al ingeprou in die
in die sterrehemel en gekyk en gesoek, en hulle het al teleskoop in die ruimte geplaas, om al dieper in te kyk. En hulle het gekom en het is besluit, hulle wil uitvind, wat is die spoed van lig? Jy seker baie wat kan onthou, van skool daar af, die spoed van lig is 300.000 kilometer per seconde in 'n vakuum. Soos iemand 300.000 kilometer ver staan, en skakel 'n lig aan, sien jy in binne 1 sekonde. Dis hoe vinnig lig beweeg. En dan praat hulle van 'n ligjaar. Nou dis lang. Dis die afstand wat gelyk is aan net minder as 10 biljoen kilometer. Dis 10 tot die mag 12. Of dis 9,4 triljoen kilometer. En dis die afstand wat lig neem om 1 jaar beweeg teen 300.000 kilometer per sekonde. Ek gaan dit vir julle nog kleiner maak. Makliker verstaanbaar. Die wetenskaplikes het gesê, ons Melkweg, dis die gedeelte wat julle sien wat is 100.000 ligjare groot. Maak het nog kleiner. 1 sekonde beweeg 300.000 kilometer per sekonde, 'n ligstraal. 300.000. Dis 1 ligsekonde. 1 ligminuut 18 miljoen kilometer. 18 met 6 nulle. 18 miljoen kilometer is 1 ligminuut. As iemand die son nou kan afskakel, en skakel hom weer aan, neem het 8,3 minute voordat jy daai eerste ligstraal sien. Dis hoe ver die son van ons af is. Jupiter is 43,2 ligminute weg van die aarde. 43,2 ligminute. Om te kom hier. 1 liguur is 1,08 biljoen kilometer ver. Neptune, ons ander planeet, is 4,1 ligure ver. So net so oor die 4 ure voor Neptune se lig die aarde bereik. Dan begin nader op 1 ligdag, is 25,9 biljoen kilometers weg. Kan jy dit begryp? Dit sê die binnekant van die oortwolk is 29 ligdae weg. Nou die oortwolk, net vir julle verduidelik, baie van ons weet nie wat dit is nie. Dis 'n reuse sferiese wolk van biljoene ysige voorwerpe wat ons hele sonnestelsel omring. Dit dien as die verste grens van die sonnestelsel, is die bron van langperiodieke komete. En hy is vernoem na sterrekundige Jan Oort. Nou, ons praat nie van ons sonnestelsel. Son met die 8 planete of 9 planete. Nou, 1 ligjaar is 9,4 triljoen kilometer ver. Die naaste ster, ons naaste ster buite ons sonnestelsel, sy naam is Proxima Centauri en sy planeet wat saam met beweeg is Proxima b, is 4,25 ligjare weg. So, baie lang terug. Dan kom ons by 100 ligjare, is 946 triljoen kilometers weg. Ons Melkweg, is net gesê, is 100.000 ligjare groot. 946 kwadriljoen kilometer groot. Kan jy besef? Yes, sir. Hoe groot is God? Dit wat ek julle genoem het, is net 'n gedeeltjie van die grootheid. Daar is nog eens gepraat met die verskillende groot planete.
planete en hoeveel sonnestelsels goed daar is nie. My God is groter as dit waarvan ons praat. Hy het dit gemaak. Ja. Dis awesome. Hy is buite hierdie skeping. Want hy kan nie deel wees van die skeping as hy dit gemaak het nie. So hy staan buite hierdie skeping. En dan is hy klein genoeg. En dan jou my bril te stel. Sê ek met jou. Gemeenskap nie. En was in die begin al by ons. En hy het al die fyn detail ook in jou en my geplaas. Fyn mikroskopiese goed wat jy met mikroskoop moet sien. En dit het tyd geneem. Want jy is sy skepsel. Dawid skryf in Psalm 139 vers 13. Want U het my niere gevorm, my in die moederskoot geweef. Ek loof U, omdat ek so vreeslik wonderbaar is. Wonderbaar is U werke, en my siel weet dit al te goed. My gebeente was vir U nie verborge, omdat ek geheim gemaak is nie. Kunstig geweef in die dieptes van die aarde. En dan kry jy mense wat sê, God het my nie lief nie. Ek is niks. Kyk hoe lyk ek. En dan glo duiwel, leen by die duiwel in hulle harte plaas, om hulle af te kraak. My God maak nie job. Hy maak iets wonderlik. En in jou is sy asem. Elke selkie in jou liggaam, elke selletjie is wonderlik gemaak. En na hierdie planete gemaak het, kom hy en besluit, ek wil die mens maak. Nou wil ek die vat, wat ek die verbeeldingsreis. Die tuin van Eden is gemaak, die riviere, die waterstrome, al die diere, die voëls, alles is gemaak. Vlinders, beide, dit is daar. En dan sê wysheid, sê God, laat ons mense maak na ons beeld. En hy kom na by 'n waterstroompie, en hy vat water, en hy vat grond, en hy vorm 'n beeld. En die fynste detail, die beeldhouer van alle beeldhouers. En hy skep 'n persoon, oë, mond, lippe, hare, tone, als. En kleinheid. En ek kan dink, hoe kom die diere nader, en dan kyk, en die vlinders vlieg hier rondom hom, en die voeltjies nie, eekhoorns, allemaal, kyk, na wat gebeur hier. Want iets is besig om voor hulle oor te gebeur. En soos het is, het God altyd gesien, dit wat hy gemaak het, is goed. En hy kyk in die beeld, en besef, dit is goed. Die buk vooroor en hy blaas in sy neus. En daar kom lewe. En nie van die gesig af vorm vlees. Daar kom kleur. En dit vloei deur die hele struktuur. Bene vorm, seningsvorm, arevorm, bloedvorm, asem begin beweeg, die hart begin klop, die bloed begin beweeg. En Adam maak sy oor oop. En hy kyk op. En God kyk in sy oor. En hy sê, welkom op die aarde. Nehemia 9 vers 5 roep hulle die priesters, die Leviete, Jesja, Kadmiel, Bani, Hasabna, Zerebja, Hodia, Sabania, Patachia, en hy sê vir hulle, staan op, loof die Here, julle God, van ewigheid tot in ewigheid, en laat hulle die heerlike naam loof, bo
alle lof en prys vir lewe is. Moet lees dit weer. Staan op, loof die Here julle God van ewigheid tot in ewigheid. En laat hulle die heerlike naam loof, wat bo alle lof en prys vir lewe is. Ons het, ons het, sy naam is ver bo enigiets. In vers 6 sê hy, U is alleen die Here. U in die hemel, die hoogste hemel, en al sy leerskare gemaak. Die aarde en alles wat daarop is. Die see en alles wat daarin is. En U hou dit alles in die lewe en die leer van die hemel buiglik voor U neer. Ons het gelees in Psalm 33 vers 6, hy het die hele leer gemaak, toe die woord gespreek het. En nou sê hy, alles in die lewe en die leer van die hemel, al die planete, buiglik voor U neer. Hy het al die dinge gemaak. Het ons nie nodig nie. Hy kan met een asem teen ons afvee, wegvat. Maar tog verlang hy om gemeenskap te hê met sy skepsels. Hy het met Adam en Eva gewandel. Hy het met sy profete gewandel, met Moses, met Abraham, almal gewandel. Hy soek ons om met hom gemeenskap te hê. Handelinge 17 vers 24 sê die God wat die wêreld gemaak het en alles wat daarin is, hy wat Here van hemel en aarde is, woon nie in tempels met hande gemaak. Ons het dit al gelees in die begin. Ook word hy nie deur mense hande gedien asof hy aan iets belofte het, omdat hy self aan almal lewe en asem en alles gee. Hy is nie afhanklik van ons nie, want hy het ons gegee. Maar wat verwag hy van ons? Hy verwag ons aanbid. Hy verwag ons toewyding. Hy verwag ten minste dat ons hom sal dien in die volheid wat ons is. Openbaring 4 vers 11 sê, U is waardig, o Heer, om te ontvang die heerlikheid en die eer en die krag. Want U het alles geskaap, en deur U wil bestaan hulle en is hulle geskaap. Hy begin, maar voordat hy bestaan, was U en ek deel van hierdie groot gedagte van God. As jy hom leer, geloof, dan staan op. En dan sê ek van dankie. Ons dankie, Here, dat U ons deel gemaak het van die groot gedagte. Dat U ons pad langs gekom het. Here, dat U vir ons 'n geleentheid gegee het, te kan aanskou, te kan besef. U grootheid, U guns, U goedheid. En alles wat U vir ons gegee het. Dankie, Here, dat U leef. Dankie dat U die ek is. Dat ons kan besef, ons aanbid. Groot God. Baie